Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn diens vir die week. Dis lekker om weer so met jou te kuier en ons is al in die tweede week van Januarie. Kan jy dit glo? Die eerste 2 weke van die jaar is verby. En soos wat ek laas gesê het, gewoonlik is die nuwejaarsvoornemens by die tweede Vrydag is dit ook al vergete. Maar dit is lekker om so met jou te kuier vandag en vandag wil ek met jou praat oor iets wat eintlik 'n besigheidsprinsip is, maar wat ons so maklik in die kerk kan gebruik. En dit is die prinsip van hoekom. Hoekom is ons hier? Hoekom doen ons wat ons doen? Nou, ek dink drie van die goed wat meeste van die mense weet wat om te antwoord is, wat doen ek? Ons gewoonlik weet almal hoe om te sê wat doen hulle. Ek is 'n dokter, ek is 'n ingenieur. En dan die tweede een wat bietjie minder mense weet is, hoe doen ek hierdie? En dan die laaste een, die vraag wat die minste gevra word, is hoekom doen ek hierdie? Nou, in die vroeë 19de eeu is daar 'n wetenskaplike gewees, Amerikaanse wetenskaplike met die naam van Samuel Pierpont Langley. Nou, hierdie persoon was baie slim. Hy het vir die Smithsonian Museum ook gewerk. Hy was 'n professor gewees in wetenskap en fisika en iewers in die 19de eeu het die Amerikaanse regering besluit, hulle gaan hierdie man $50,000 betaal sodat hy kan uitvind hoe om te vlieg. Nou $50,000 in daai tyd was aansienlik baie geld en hy het al die geld gehad wat hy nodig gehad het. Hy het die beste wetenskaplikes om hom gekry, die beste span versamel, die nuusstasies het hom gevolg oral waar hy gegaan het, net sodat hulle kon skryf wanneer hy uiteindelik die deurbraak gemaak het en wanneer daar uiteindelik uitgevind is hoe om te vlieg. Maar aan die ander kant van Amerika, Noord Carolina, vind ons twee broers met die name van Orville en Wilbur Wright. Nou hierdie twee mans, ons almal ken hulle het nie die 50,000 gehad wat Samuel Pierpont Langley gehad het nie. Hulle het nie die resources gehad, die geld gehad om te doen nie. Hulle het nie die slim mense gehad om hulle, die beste span in die wêreld. Hulle het nie die nuusstasies gehad wat hulle gevolg het oral nie. Maar wat die verskil is tussen Samuel Pierpont Langley en die Wright broers, is dat Samuel Pierpont Langley geweet het wat hy moet doen. Die regering het vir hom gesê, hy moet hierdie doen, hy het geweet wat om te doen. Maar die Wright broers, wat hulle anders gemaak het, is, hulle het 'n doel gehad. Hulle het gesê, ons wil mens die vermoë gee om te kan vlieg. Dit was hulle hoekom. Hulle het nie net 'n wat gehad waarna hulle toe gewerk het nie, maar hulle het 'n hoekom gehad waarna hulle toe gewerk het. En ek dink baie keer, vergeet ons die hoekom in ons lewens. Die hoekom is ons hier? Hoekom het God gekom vir ons? Ons vergeet dit so maklik en ons is so gefokus op wat ons doen, hoekom ons te doen, dat ons soms vergeet om terug te kyk na die hoekom. Ek dink byvoorbeeld aan 'n verhaal van 'n persoon wat opgeklim het in 'n baie besige vlug. Kom ons noem dit maar vlug na die Kaap toe. En hy het langs 'n man gaan sit wat baie netjies aangetrek was en hy het hierdie man gevra, wat doen jy vir 'n lewe? Want hulle het 'n paar ure gehad waaraan hulle moes gesels het. En hy vra hom, wat doen jy vir 'n lewe? En hierdie man, in plaas van om te sê, die wat doen hy, antwoord hy met 'n hoekom. Hy sê, ek is iemand wat mense se lewens probeer verbeter. Ek maak hulle lewens beter elke dag. En op 'n dag kom hy en hy sê nee, hy is 'n loodgieter, of hy is, wat ook al die werk hy gedoen het, maar hy het begin met die hoekom. Hy het nie begin met wat hy gedoen het nie. En dit is baie keer die verskil in ons lewens. So, in die vroeë 2000 skryf 'n besigheidsman met die naam van Simon Sinek 'n boek wat hy sê, Start with Why. Nou in hierdie boek het hy die volgende gesê, hy sê, people don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. Hoekom ons doen wat ons doen, bewys wat ek glo op die einde van die dag. Nou, ek gaan in vandag se boodskap hierdie besigheidsprinsip bietjie uitpak vir ons as Jesus volgelinge, sodat ons beter verstaan wat ons doen, hoe ons dit doen, maar ook hoekom ons dit doen. En in sy boek, in Simon Sinek se boek Start with Why, het hy hierdie 3 sirkel wat hulle noem the golden circle. Nou in hierdie golden circle het hy 3 kringe geteken, en die buitenste kring is wat? Wat doen ek? En dan die een net so 'n bietjie binne hom is die hoekom doen ek dit? En dan die heel middelste sirkeltjie is die tweede sirkeltjie is die hoe doen ek dit? En dan die derde, die middelste sirkel is hoekom doen ek dit? Wat is my motivering? Wat is my doel agter hierdie? En hy sê dit, dat die mees suksesvolste besighede in Amerika nie begin met wat nie.
maar begin met hoekom. Hy vertel so mooi, jy kan sy storie gaan kyk, hy het 'n TED Talk gedoen op YouTube, waar hy verduidelik wat hierdie prinsip is. En ek wil jy graag uit om dit te gaan kyk, waar hy verduidelik hoe die besigheid Apple nie gefokus was op wat hulle doen nie, maar hoekom hulle dit doen, om mense se lewens te verbeter. So vandag gaan ons kyk na hierdie 3 vrae, hoekom, hoe en wat. Nou as ek praat van hoekom, verwys ek na die doel. Wat is ons doel? Die hoe is die proses van ons doel, en die wat is die resultaat of die uitkomste van ons hoe. Net soos wat ons gehoor het, Simon Sinek gesê het. En hy sê ook verder op 'n ander plek in sy boek, die volgende, hy sê, and it is those who start with why, that have the ability to inspire those around them, or find others to inspire, or who inspire them. Net om dit so 'n bietjie op 'n ander manier te sê. Kom ons lees dit as volg. Sodra ons God se doel, die hoekom, verstaan, kan ons aksies, die hoe, ander beter beïnvloed, die wat. Sodra ek God se doel vir my lewe, of God se doel vir ons as mense, beter kan verstaan, kan my aksies en my woorde, my dade, die hoe, ander beter beïnvloed. Nou vandag se teks kom uit 'n baie mooi gedeelte uit, en dit kom van die skrywer Paulus. Hy skryf sy tweede boek aan die kerk in Korinte, en hy sê die volgende in hoofstuk 5. Ons gaan so 'n paar verse vanaf vers 14 saam lees, en dan gaan ons dit so 'n bietjie uitpak, die hoekom, die hoe en die wat. Kom ons lees saam. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, ons almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het, en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Vers 20. Ons tree dan op as gesande, ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus ontwil. Laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kan word. Ons 'n paar verse in hierdie gedeelte wat so mooi praat, en Paulus begin met hierdie teks en hy sê, dat ons as mense, omdat God vir ons gekom het, is ons as mense verantwoordelik om nie meer vir onsself te leef nie. Ons het baie laas jaar gepraat oor die eie ek. Die dat ek goed vir myself doen, of selfsugtig goed doen, in plaas van om te leef vir Christus. In plaas van om te leef vir God. Ek het op 'n slag gehoor dat iemand gesê het, die woord heilig is so misbruik, omdat ons heilig net konnekteer met goed wat in die kerk gebeur, of goed wat uit die Bybel uitkom. Maar enigiets in ons lewens kan heilig wees, as ons dit vir God doen. Want hierdie teks nodig ons uit, om nie vir onsself te lewe nie, maar vir iets groter, en dit is vir God. So die eerste punt waaroor ons gaan praat vandag is hoekom. Kom ons begin met die why. Start with the why. Begin met die hoekom. Wat is die doel? Nou hier is 'n groot filosofiese vraag. Wat is die doel van die mens op aarde? Wat is die doel van God? Hoekom het God mense geskep? Hoekom het God Jesus gestuur aarde toe? Wat is die doel? Die hoekom? En ek gaan spesifiek kyk na vers 18 en vers 19 van die teks wat ons nou net gelees het. Kom ons lees dit gou weer saam. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het, en ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Jy sien hierdie woord wat so baie onderstreep is in hierdie 2 verse, is die woord versoen. Die woord wat beteken, ek kom om 'n verhouding te herstel. 'n Verhouding tussen 'n mens en 'n God te verstel, te versoen, te herstel.
Die hoekom van die lewe, die hoekom van God, dit kom neer op versoening. Hoekom bestaan ons? Sodat ons in 'n verhouding met God kan lewe. Maar dit was nie moontlik sonder Christus nie. So hoekom het Christus gekom? Vir versoening. Sodat ons in 'n verhouding kan staan met ons hemelse Vader. Versoening. Hoekom het God die mens geskep om in 'n verhouding met hulle te staan en versoening was nodig? Die hoekom in ons lewens gaan nie oor wat inspireer my om goed te doen nie, maar oor versoening. Ons het laasweek gekyk na die mooi storie van die een ding wat ons moet doen. Dit is dat ons moet vergeet van die verlede. Ons moet onsself uitstrek na die toekoms. Ons moet voorbeer. Ons moet versoen. Ons moet bereid wees om mense van hulle sondes te vergewe, net soos wat God ons vergewe. Want dit is in die gebed wat Jesus vir sy disippels leer is, vergeef mekaar net soos wat God julle ook vergewe. Versoening is die sleutelpunt van ons lewens. Dit was nodig vir Christus om te kom, sodat ek en jy vandag na God toe kan gaan in gebed. En kan vertrou dat God vir ons 'n deurbraak gaan bring en dat ons kan staat maak op God. Dit gaan oor versoening. Ons hele evangelie boodskap van die kerk is versoening. Die hoekom van die lewe, hoekom is ons hier, is versoening. Sodat ons in 'n verhouding met God kan lewe. So nou dat ons weet die hoekom, nou weet ons, hoekom is ons hier, hoekom het God ons geskep, hoekom het Christus gekom vir versoening, maar nou die hoe van die lewe. Hoe word ons versoen met God? En ek dink daar's baie verskillende antwoorde na hierdie, baie verskillende idees, teologiese idees, van hoe kan ons 'n verhouding met God weer begin, maar op die einde van die dag kom dit neer, wat Paulus skryf in vers 17, en hy sê, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. 'n Nuwe skepping. Ons is nie meer dieselfde mense nie. Ek sê hierdie gereeld in my preke, as jy moet terugdink aan die dag wat jy tot bekering gekom het, jy was 'n ander mens. Jy was vernuwe, jy was verander. Jy het 'n begeerte gehad om in die woord van God in te kom. Jy het 'n begeerte gehad om op Sondag kerk toe te gaan, Woensdae jeug toe, Vrydag biduur toe, wat ook al dit was, jy het 'n begeerte gehad om meer by God, meer van God te leer. Want ons is 'n nuwe skepping, die ou het verbygegaan. Paulus skryf so baie in sy evangelies van, ons is vernuwe, word vernuwe deur jou denke, word 'n nuwe mens, ons is nuut gebore. As ons in Christus sterf, staan ons op as 'n nuwe skepping. Ons is nuut gemaak. Maar hoe word ons nuut? Hoe word ons 'n nuwe skepping? Dit gaan gelyk staan aan die woord transformasie. Of 'n teologiese woord wat ek so 2 of 3 weke terug gebruik het, die woord heiligmaking. Daai begeerte om nie meer dieselfde te wees as hoe ek was van tevore nie. Hoe versoen ek met my verhouding met God? Ek moet die proses van transformasie volg. Ek moet sekere dissiplines in my lewe inplant, want sonder dissipline kom ons nêrens. Motivering is genoeg om ons aan die gang te kry, maar dissipline maak die verskil in ons lewens. So die hoe kom ons by versoening? En dit is deur transformasie. Ons moet onsself bereidstel dat God ons gebruik, dat God met ons werk. En ek dink so baie daaraan aan 'n tiener wat groeipyne het. Dit is nie maklik nie, dit is nie lekker nie. Maar om te kom waar God wil hê ons moet kom, gaan soms vereis dat ons moet goed doen wat nie lekker is nie. Ons gaan moet goed doen wat dalk vir ons opofferings is, of goed doen wat vir ons lyding is. Maar om by God 'n verhouding met hom te hê, moet ek transformeer, ek moet heilig word, of streef om meer soos Christus te word, ander mense beter te hanteer. En mag dit 'n uitnodiging wees vir hierdie nuwe jaar ook, dat ons hierdie transformasie sal najaag, dat ons sal streef om nie meer dieselfde te wees nie, maar nuwe mense in Christus, want ons is 'n nuwe skepping. Die dag wat ons hom aanvaar in ons lewens, is ons 'n nuwe skepping. Ons het nuut geword, soos Paulus gesê het. So die hoe word ek versoen met God? Ek word getransformeer, ek word nuut, ek word vernuwe, ek is nie meer dieselfde nie. En dan die laastens is die wat, en ek dink die vraag antwoord ons maklik in die kerk, wat moet ons doen? Ek moet hier help, ek moet daar help, ek moet dit doen, ek moet dat doen.
om mense se lewens makliker te maak. Ek moet 'n ambassadeur vir Christus word. Want dit is wat ek is vir Christus. Ek moet 'n verskil maak in die lewe. So wat is die resultate van die versoening as ons in 'n verhouding met God lewe? Die transformasie wat in ons lewens plaasvind. Wat is die resultate van dit? Die wat in ons lewens. En ek dink daar's 'n paar goed wat Paulus in hierdie teks spesifiek skryf en ek gaan so 3 goed uitlig. Die eerstens is dat mens nie vir hulle self sal lewe nie. Paulus skryf in vers 15, en hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self sal lewe nie, maar vir hom, wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Jy weet, ons het baie keer ons eie agenda, ons eie narratief wat ons nastreef in die lewe, en is goed om gemotiveerd te wees. Ek sê nie, dit is sleg nie. Maar baie kere doen ons dit vir onsself. Ons doen dit nie meer ter wille van Christus nie. Doen dit vir Christus en nie vir die mens nie, sê die woord van God. Maar hoekom het ons dan so dikwels gegaan en goed net vir onsself gaan doen? Die teks noem ons uit dat die resultate van hierdie transformasie is dat ons meer vir God sal begin lewe. Dat ons meer goed doen, nie vir ons eie wins, vir ons eie beterskap nie, maar dat ons dit sal doen vir God. Ter wille van hom wat vir ons aan 'n kruis kom hang het, ter wille van God wat 'n verhouding met ons wil hê, wat versoening wil hê sodat hy in 'n verhouding met ons kan staan. So dis die eerste ding van die resultaat is, dat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar dat ons vir God sal lewe. Dan die tweede punt wat ek nou net genoem het, kom voor in vers 20 van hierdie teks, en dit sê, ons tree op as ambassadeurs vir Christus. Ambassadeur vir Christus is, wanneer iemand vir my kyk, sien hulle Christus. So dit beteken in my woorde, my aksies, my dade, my denke, moet ek meer soos Christus word, sodat ander Christus in my sal sien, en sal sê, weet jy wat, ek sien iets in jou wat ek graag wil hê. En sodoende maak jy 'n verskil in ander mense se lewe. So inspireer jy ander mense om ook hierdie versoening, hierdie transformasie na te strewe. Want ons is ambassadeurs vir Christus. Ons is op aarde hierso vir Christus. Dink aan 'n ambassadeur wat oor see gaan vir sy land. Hy is nie daar vir homself nie. Hy is nie daar om homself te verteenwoordig of spesifiek sy familie, sy gesin te verteenwoordig nie. Hy is daar om sy land te verteenwoordig. En net soos ek en jy as mense hier op aarde as ambassadeurs gesit vir Christus. Nie om myself en my eie belange te verteenwoordig nie, maar om God en Jesus op aarde te verteenwoordig. Sodat ek 'n verskil kan maak, want ek verstaan die hoekom, ek verstaan die hoe, sodat ek maklik ander mense, of beter of makliker ander mense kan inspireer, of beïnvloed, want ek is 'n ambassadeur vir Christus. En nou wil ek graag 'n uitnodiging maak vir mense wat in 'n gemeente is, mense wat in ons gemeente is, of waar ook jy jouself bevind, raak betrokke. Gaan doen daai werkie wat niemand anders wil doen nie. Gaan word deel van 'n verwelkomingsspan. Gaan word deel van 'n span wat moet opruim na die tyd. Dit klink nie soos 'n lekker werk nie. Maar onthou op die einde van die dag, jy is nie hier vir jouself nie. Jy is nie hier om jouself beter te laat lyk nie. Jy is hier as 'n ambassadeur vir Christus. Jy is hier as 'n ambassadeur vir iets groter as wat jy is. Dink net byvoorbeeld dan, as jy nou in 'n gemeente is en jy's betrokke en daar kom 'n besoeker na jou gemeente toe en jy help met op die kleinste manier om daai besoeker welkom te laat voel. Jy beïnvloed daai persoon se lewe. Daai persoon besluit om deel te raak van 'n gemeente en hulle raak ook betrokke want jy het daai saad geplant. Jy was daai ambassadeur vir Christus op aarde. Want jy verstaan die hoekom. Jy verstaan die hoe. En nou weet jy moet 'n ambassadeur wees vir Christus. En net so die boodskap van versoening. Ons het dit gelees in daai teks wat so baie gepraat het van versoening. Hy het gesê dat ons nou die boodskap in vers 19, ons is nou die boodskap van vertroosting, versoening. Hy het aan ons die boodskap toevertrou. Dit beteken, die werk om 'n hoe te verduidelik, is nie die werk van die pastoor nie. Dit is nie die werk van die kerk alleenlik nie. Dit is die werk van elke ambassadeur van Christus. Laat ons die boodskap van versoening
sal verkondig aan ander mense. En sodoende hulle in die kerk inbring en 'n verskil in hulle lewens maak, sodat hulle hierdie wonderlike Jesus, hierdie wonderlike God kan verstaan en in 'n verhouding met hom kan lewe. Want dit is die wat. Ek moet ambassadeur vir Christus word. Ek lewe nie vir myself nie. Ek lewe om God te verteenwoordig. Ek lewe om sy naam groot te maak en ek lewe om ander mense te help. Dit laat my dink aan die evangelie van Matteus. Aan die einde skryf hy in hoofstuk 22 vers 37 en 39 die volgende. Hy het vir hom gesê, die groot opdrag, een van die groot opdragte, die belangrikste wet, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, sodat jy in 'n verhouding kan staan met hom. Maar dan vers 19, en die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Mag ons elkeen die hoe besef. Ons is hier om in 'n verhouding met God te staan. Jesus het gesterf aan 'n kruis sodat ons versoen kan word met God. Die hoekom verstaan. Die hoe, ek is hier om getransformeer te word. Ek is nie meer dieselfde persoon wat ek gister was, of 5 jaar, of 10, of 20 jaar terug was nie. Ek is 'n nuwe skepping. En die wat is, ek is ambassadeur vir Christus. Want ek is nie hier op aarde om vir myself te lewe nie, ek is hier om God lief te hê en my naaste lief te hê. En dit is die doel van ons lewens. Dit is die hoekom. Dit is die punt van waar ek beter kan verstaan om ander mense te beïnvloed. En om dit terug te bring na hierdie Simon Sinek se besigheidsprinsipes. Sodra ek God se doel, die versoening, beter kan verstaan, kan my transformasie, my aksies, ander beter beïnvloed, omdat ek 'n ambassadeur is vir Christus. So ek nooi jou uit om hierdie boek gerus te gaan lees. Start with the why. Maar laat ons as Jesus volgeling altyd sal onthou, ons is nie hier net om kerk te speel nie, maar ons is hier vir 'n hoekom. En dit is omdat ons in 'n verhouding moet staan met God. Versoen moet word met God. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir nog 'n nuwe jaar wat met ons is. Dankie dat ons al in die tweede week is van hierdie jaar. Ek wil bid vir elke persoon wat hierdie video kyk, Vader God, laat ons nie net altyd sal begin met die wat in ons lewens nie, of die hoe in ons lewens nie. Laat ons sal begin kyk na die hoekom. Hoekom is ons hier? Hoekom het U aan 'n kruis vir ons kom sterf 2000 jaar terug? Sodat ons in 'n verhouding kan staan met die Vader, sodat ons na hom toe kan gaan met gebed, dat ons goed kan vra van hom af, sodat ons hom kan vertrou en kan staatmaak, sodat ons sy naam kan groot maak. Dit is die hoekom ons op aarde is, Vader God. Ek wil bid dat U ons sal help om elkeen dit te besef vandag, en die hoe, die transformasie, dat ons elkeen sal gereed maak vir 'n jaar van transformasie. Dat ons onsself sal verbeter, om meer en meer soos Christus in elke aspek sal lewe. En dat ons meer of beter ambassadeurs vir U sal wees, Vader God. Dat ons die wêreld sal wys wie Jesus is, die liefde van Jesus sal uitbeeld, en sal dien, Vader God. Laat ons hierdie jaar sal instap, nie om onsself net te verbeter nie, maar dat ons ter wille van U die jaar sal instap. Laat ons nie vir onsself sal lewe nie, soos wat Paulus skryf, laat ons sal lewe vir die een wat aan 'n kruis kom sterf het, die een wat ons 'n verhouding mee het, ons God, Vader God. Dankie dat ons als dit net kan vra deur U genade, Here Jesus. Dankie dat ons in hierdie jaar kan instap met dapperheid, met motivering, want ons verstaan die hoekom, ons verstaan die hoe, en ons verstaan die wat van ons as Jesus volgeling. En dis my gebed in U wonderlike naam. Amen.